hierdie hele week lank, terwyl ek saam met die span bid en terwyl ons voorbereiding doen vir hierdie amazing tyd, is daar die hele tyd of die Here my hart wakker maak, dat daar so rustigheid. En ek dink, uit my eie ervaring uit, en ek praat regtig nou uit my eie hart uit, dit is my ervaring, is dat die Heilige Gees het in die moderne tyd iets amper soos 'n verspotting geraak. Dit is asof mense die Heilige Gees gebruik en misbruik, en op die einde wat hulle doen is, hulle skep iets in mense se harte, wat nooit was wat God het beplan het, van die begin af nie. En terwyl ons hierdie week bid, ons het dit Woensdag aan, toe sing ons die lied wat sê, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Is nie powerful nie, nee. En wat vir my so hartseer is dat Pinkstertyd vir baie mense nie eers meer belangrik geraak het. Dat die Heilige Gees, wat deel is van God, vir so baie mense onbelangrik geraak het. Dis asof hulle aanvaar God, maar hulle aanvaar 'n deel van God. Hulle aanvaar nie die volle drie-eenheid, wat Vader, Seun en Heilige Gees is. Maar vanmôre wil ek met julle iets baie spesiaal deel. Ons praat oor die Heilige Gees in aksie. Die Heilige Gees in aksie. En ek wil hê, as jy 'n Bybel het, blaai asseblief saam met my na Handelinge 19 toe. En terwyl julle so toe blaai, wil ek net met julle deel hoe powerful is die Here en hoe powerful is die Heilige Gees. Met Woensdag aand se diens, ek dink ons was so rofweg naby 30 mense bymekaar en 'n ongelooflike spesiale tyd saam met die Here gehad. Hy was so tasbaar, hy was so teenwoordig. Hy het met mense gewerk en mense bedien. Dit was special om deel te wees daarvan. En Vrydag aand was vir my 'n absolute wow. Vrydag aand was vir my regtig, dit was my hoogtepunt amper van die week. Toe Julius Megan ons kom bedien het. En die van julle wat dit nou uitgemis het, ek is vreeslik jammer. Maar dit wys jou ook, mens moet beplanning maak, mens moet moeite maak. Maar in elk geval, wat hy te doen is hy het hierdie gentle manier van worship. Hierdie gentle manier van hoe hy bedien, en ons het die hele tyd net gesouk. En as ek praat van souk, as jy al ooit gespeel het met sponse, en jy sit 'n spons in die water, dan ewe skielik kan trek hy daai water so op. Nou dit is wat Vrydag aand gebeur het. Ons het regtig net gesouk in die Here se teenwoordigheid. Dit was so special. En vandag gaan ons aan en ons praat oor die Heilige Gees in aksie. Handelinge 19 vanaf vers 1 sê die volgende. Apollos het ook in Korinthe vir die mense van Jesus vertel. Terwyl hy daarmee besig was, het Paulus intussen deur 'n aantal ander gebiede gereis. Toe Paulus in Efese aankom, het hy so wat 12 volgelinge van Jesus raak geloop. Hy vra te vir hulle, het julle ook die Gees se krag in julle lewens ontvang, toe julle tot bekering gekom het? Wie is dit? Ons het nog nooit eens van hom gehoor nie. En hulle was verbaas. Hoe is julle dan gedoop? In wie se naam het dit gebeur, vra Paulus verbaas. Met die doop van Johannes die Doper, antwoord hulle. Johannes het mense gedoop wat bereid was om op te hou met hulle sonde, sê Paulus. Johannes het ook vir elkeen wat hy gedoop het gesê, hulle moes glo in die een wat na hom op die toneel sou verskyn. Daardie een is Jesus. Daarom geld Johannes se doop nie meer nie. Toe die gelowiges hoor wat Paulus sê, was hulle vuur en vlam om die naam van die Here Jesus gedoop te word. Paulus het toe ook dit gedoen. Nadat hy hulle gedoop het, het hy sy hande op hulle gesit en terwyl hy vir hulle bid, dadelik het die groot krag van die Heilige Gees in hulle begin werk. Hulle het ook in ander tale gepraat. Boonop het hulle ook voor die vermoë beskik om te profeteer en God se wil bekend te maak. Hulle was omtrent 12 persone. En ons praat vandag oor die Heilige Gees, en ek het net so geraak aan die begin, dat ek wil, en ek dink dit is wat die Here in my hart wakker gemaak het in hierdie Pinkstertyd, om mense te help om die Heilige Gees te verstaan,
om mense te help om nader aan die plek te kom waar hulle verstaan wie en wat is die Heilige Gees. Ek dink baie mense, en regtig, ek is lank genoeg in die AGS om hierdie taal beleef, dat baie mense, mag ek die Engelse woord gebruik, is reluctant. Of nie reluctant nie, maar is bang vir die doping van die Heilige Gees, want iewerste het iets gebeur, het hulle iets gesien, het hulle selfs iets ervaar, wat hier iets in jou hart wakker maak, wat sê, weet wat, ek glo dit, ek sien dit gebeur en ek aanvaar dit, maar vir myself, daar is nog iets nie lekker. En ek wil in hierdie tyd jou help, om net die Heilige Gees te sien soos wat ek het sien. Om die Heilige Gees te beleef vir wie hy werklik is. Om die Heilige Gees te beleef soos wat God dit beplan. Nie wat die wêreld en mense dit gemaak het. Want as jy bietjie op die internet gaan kyk en jy gaan loer bietjie daar op YouTube wat op aarde daar aangaan en jy sit net Holy Spirit moving of wat ook al daarin, dan kom jy op dienste af waar heerlikheid, ek kan nie vir julle sê wat gaan nou aan nie, dit is belaglik, daar's pastore wat mense slaan met handdoeke. En dan sê hulle, dis die Heilige Gees. Waar het jy dit in jou lewe gesien? Waar in die woord staan daar en Jesus het rondgeloop en mense geslaan met handdoeke? Maar hoor julle waarheen ek gaan? Dis die wêreld het die Heilige Gees iets gemaak, wat dit nie is. En baie van ons voel dat, wie wat Franswa, ek lees dit, ek sien dit, ek glo dit, maar ek het vra rondom die Heilige Gees. En ek gaan vanmôre 4 vra rondom die Heilige Gees, en ek gaan op die beste van my vermoë probeer om jou deur die woord te help, om te verstaan wat is die antwoord. Want ek dink ook baie mense is reluctant of wil nie graag die doping van die Heilige Gees oor hulle lewens hê nie en stel nie belang daarin nie, want ons het nie antwoorde tot die vrae nie. Want is dit nie maar so in alles in ons lewens nie? Ons gaan nie net uit en doen alles waaraan ons dink nie. Daar's sekere goed wat ons nie doen nie, want ons weet wat dit behels. Ons weet wat is die antwoord. Ons het al die vrae gevra. En dieselfde met die Heilige Gees. Nou die eerste vraag is, wat bring die doping in die Heilige Gees meer in my lewe? Klem op die woordjie meer. Hoekom is dit so belangrik dat ek en jy gedoop word met die Heilige Gees? Wat is anderste in ons lewens nadat die Heilige Gees in ons lewens gekom het? Kan ek die vraag verder vra en ek vra, wat bring die doping in die Heilige Gees meer in my lewe as wat die Gees alreeds in my lewe gewerk het, nadat ek deur bekering en wedergeboorte 'n volgeling van Jesus geword het. Want onthou, die eerste werking van die Heilige Gees was om jou en my te help om 'n kind van die Here te word, om ons te help deur wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Is om jou hart en siel en lewe te gee, oor te gee aan God. En dis die eerste werking van die Heilige Gees. Nou vra Jesus ons om gedoop te word in die Heilige Gees, maar hoekom? Wat is anderste? Nou ek het so 'n paar goed neergeskryf wat ek voel in my lewe 'n werklikheid is rondom die Heilige Gees, en wat het die Heilige Gees in my lewe meer ingebring nadat ek gedoop is in die Heilige Gees? Die eerste een is, my verhouding en intimiteit met Christus het ewe skielik verdiep. Het meer verdiep nadat ek gedoop is met die Heilige Gees. En ons het Woensdag aan toe praat ons ook daaroor, dat die Heilige Gees help ons om die woord te verstaan. En ewe skielik, nadat ek gedoop is met die Heilige Gees, toe die manier hoe ek die woord lees, die manier hoe die woord tot my hart spreek, het meer lewend geraak. Tweede ding is, die wonderwerk van talespraak, maar ons gaan nou daar uitkom, want dit is die lekker deel. Dit is die deel waar baie mense verwarring ingebring het al. Maar die wonderwerk van talespraak het in my lewe gebeur. Nog iets wat gebeur het is, ons raak meer sensitief en gewillig om 'n kanaal van die gawes van die Gees te wees. Mens raak meer gewillig. Want ek was altyd 'n persoon en regtig, en ek praat nou diep uit my hart uit, en ek is totaal en al eerlik nou voor met julle. Ek was altyd bang
of vir mense te bid, om 'n profesie oor mense te gee en om selfs in tale te praat, want ek was bang om selfs 'n taal uit te lê. Maar soos wat ek gegroei het in my verhouding met die Here, soos wat ek, mag ek die woord sê, geoefen het, want dit is tog iets wat mens oefen, dit gebeur nie net nie. Dis iets wat jy moet journey daarmee, jy moet groei daarmee, jy moet delf, jy moet tyd spandeer, sodat die Here dit meer 'n werklikheid in ons harte maak. Maar dat ek al op 'n plek is, waar ek confidence het, as ek vir iemand 'n woord gee. Dat ek confident is, as daar 'n taal uitgaan, en ek moet die uitleg gee, dat ek glo met my hele wese. En dit is wat die Here wil sê. Maar dit is iets wat moes ontwikkel, dit is iets wat in my hart moes groei. Nou die ander ding is, dit help ons om 'n meer effektiewe Christene te wees. Hoor mooi, die Heilige Gees, nadat die Heilige Gees my gedoop het, het dit my gehelp om 'n meer effektiewe Christen te wees. Nou as jy die Bybel lees en jy sien wat was die plan van Jesus agter die Heilige Gees, dan kom jy agter dat dit is die hooffokus. Dat Jesus het die Heilige Gees gestuur om jou en my te help om meer effektiewe Christene te wees. Hoor wat sê Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal in hoofletters my getuies wees in Jerusalem, sowel in Judea, Samaria, tot in die uiterste van die aarde. Hoor julle wat is die fokus van die Heilige Gees? Dat julle my getuies sal wees. Dit is wat die Heilige Gees doen in jou lewe. As ons begin dat die Heilige Gees weird en wonderful goed doen wat jou laat skaam kry en dat jy partykeer wonder, hoe link dit even met die Bybel? Hoe koppel mense dit aan die Here? Dan is dit nie van hom nie. Want die hooffokus van die Heilige Gees is om my en jou te help om effektiewe Christene te wees. In my navorsing, terwyl ek voorberei vir hierdie diens en vir hierdie preek en my boodskap aan julle, toe lees ek die volgende raak. Die skrywer sê, as kind van God is daar by elkeen van ons 'n natuurlike begeerte en 'n oortuiging om ander wat los staan van die koninkryk van God, ook as deel van die familie van die Vader te sien. Hier kom die Heilige Gees ons kragtig te hulp om ons te inspireer om 'n groter spontaniteit en onverskrokkenheid die goeie nuus van Jesus Christus met ander te deel. Die hooffokus is om 'n effektiewe Christen te wees. En hoor wat sê Paulus net nadat hy gedoop is met die Heilige Gees in Romeine 1 vers 16. Toe sê hy, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ek skaam my nie meer nie. Kan julle sien? Mag ek die Engelse woord gebruik? Toe die Heilige Gees in Paulus se lewe inkom en hy's gedoop daarin. Die Engelse woord sê boldness. As ewe skielik hierdie boldness in my, dat ek met iemand kan gaan gesels, ek kan met iemand die woord deel. Dit beteken nie as jy nie gedoop is, jy is nie boldness nie. Wat ek probeer sê is, sodra jy deur die dooping van die Heilige Gees gegaan het, dit is asof hierdie boldness in jou hart, in jou lewe, asof iemand olie op het gegooi het, en hy vuur vat vlam, en dit raak net erger. Dit raak so dat dit amper 'n veldbrand raak. Ek het ook ervaar, dat toe ek gedoop is met die Heilige Gees, het my aanslag teen hoe ek met mense werk, verander. Voor die Heilige Gees waar ek mense met die Bybel geslaan het, en hulle kerk toe gesleep het, en hulle deur die water verdrink het, en dan by die Here uitgekry het. Maar toe die Heilige Gees in my lewe gegaan, ingekom het, en my gedoop het, is asof my aanslag ietsie meer van God ingehaal het. Is asof God se liefde meer wakker geraak het in my hart. En ek het ook deur die dooping van die Heilige Gees geleer, dat daar's 'n regte en 'n verkeerde tyd om met sekere mense te werk. Jy het daar agtergekom? Jy kan met een mens
'n sekere informasie deel en hulle vat dit en hulle hardloop en hulle maak dit groot en hulle is amazing daarmee. Maar jy kan hy selfe boodskap vir 'n ander ou sê. Dan raak hulle oombliklik kwaad of hulle wil jou amper gooi met 'n Bybel teen jou kop of wat ook al. Maar deur die Heilige Gees het ek geleer, daar is 'n regte en 'n verkeerde tyd vir goed ook. Dan die tweede vraag is, wie is die doper van die Heilige Gees? Baie mense wil nie gedoop word deur die Heilige Gees nie, want hulle is bang. En die tweede ding is, want hulle weet nie wie dit doen nie. En hulle weet nie of, as ek dit doen, is dit werklik van die Here af? Dis 'n vraag. En mag ek gou eerlik wees met jou? Dis 'n legit vraag. Jy mag dit vra. Dis nodig dat jy dit vra. Want wanneer dit met jou gebeur, wil jy tog weet hoekom. Jy wil tog weet wie doen dit. Nou kom ek help julle om dit te verstaan. Johannes 1 vers 32. En ek gaan julle net 2 skrifverse gee om jou te help te verstaan, om te verstaan. Wie doop jou in die Heilige Gees? Wie is dit wat dit doen? Johannes 1 vers 32 tot 33 sê, dit is nie al wat Johannes te sê gehad het nie, maar hy het met oortuiging die volgende vertel. Die Gees het voor my oë soos 'n duif uit die hemel afgekom en op Jesus neergesak en op hom gebly. Vers 33. Wel soos ek gesê het, ek self het nie eens geweet wie hierdie belangrike persoon sou wees nie. God het my gestuur, God wat my gestuur het om met water te doop, het egter vir my gesê, en hier is die antwoord, dit is jou teken, die Gees sal voor jou oë neersak, op die een wat mense met die Heilige Gees gaan doop. Wie is daai een? Jesus. Hy doop ons, nie 'n mens nie. En weet julle, ek kom uit die ou Pinkster daar uit, ek weet nie, daar was klomp van hierdie pastore wat rondgetravel het. Elke kerk het hulle genooi 1 keer 'n jaar en al wat hulle kom doen het, is hulle het vir mense kom bid met doping met die Heilige Gees. En weet julle wat het vir my so hartseer geraak rondom dit? Is die mense het soveel krag in die man gesit en vergeet waar kom die krag van die man vandaan. Dat het gegaan het oor wie bid vir my, eerder as oor waar kom die krag eintlik vandaan. Die tweede skrifvers sê, Matteus 3 vers 11 sê, Johannes het ook met ander mense gepraat wat na hom toe gekom het. Hy het vir hulle gesê, soos julle kan sien, doop ek julle nou met water. Hierdie doop is die bewys dat julle jammer is oor julle sondes wat julle wil doen, jammer is oor julle sondes en dat julle wil doen wat God vra. Maar ek het die goeie nuus vir julle, binnekort kom daar 'n baie belangrike man. Hy is so belangrik dat ek nie eens werd is om sy skoene soos 'n slaaf vir hom aan te dra nie. Hier is die antwoord. Hy sal julle met die Heilige Gees doop. Hy sal julle soos 'n vuur van binne af skoon maak. Hy sal. Nie ek sal nie, nie die pastoor sal nie, nie 'n pastoor wat rondtravel en 'n naam het daarvoor nie. Hy sal. Het is belangrik dat ek en jy weet, wie doop ons met die Heilige Gees? Die volgende vraag is, wat is die teken dat ek die dooping in die Heilige Gees ontvang? Hoe weet ek dit? Nou as jy die Nuwe Testament lees, dan sê die woord baie duidelik, dat wanneer mense gedoop word met die Heilige Gees, spreek hulle of praat hulle in ander tale. En hulle praat in vreemde tale. Handelinge 2 vers 4 sê, almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. Hulle het dadelik in ander tale begin praat, die Gees het hulle in staat gestel om dit te doen. Want hier is die ding ook, nee. En dis 'n vraag, ek het ook die vraag gehad, hoe weet jy dat dit wat jy praat, is nie jy nie? Hoe weet jy dat daai taal wat jy praat, is nie iets wat jy opmaak? Beteken hy taal dan nou regtig iets? Is dit nie maklik om dit te fake nie? Dit is maklik om dit te fake. Maar waar die ding inkom is,
dat wanneer ons in tale praat, glo ons en vertrou ons dat elke woord wat ek sê, kom nie van my af, kom van hom af. Die Heilige Gees stel my in staat om die taal te praat. Dis nie ek nie. Die Heilige Gees praat deur my. En ek wil net vir julle ook sê dat hierdie doping wat in die Heilige Gees gebeur het, dit is wat vir my so lekker is van daai video wat ons gekyk het aan die begin. Sê op, dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis. As jy die woord mooi gaan lees, praat in tale, spreek in tale, doping met die Heilige Gees, was die heeltyd aan die gang. Mense was die heeltyd gedoop met die Heilige Gees. Dit is nie net 'n eenmalige ding, dit is nie net 'n Bybelse ding. Dis iets wat nog deel is van ons vandag. En ons sien hierdie wonderwerk vandag nog met mense gebeur. Ek wil net, en gun my die oomblik, om net vir julle te sê, of om net hierdie paar goedjies met julle te deel rondom die tale van die Heilige Gees. Dit is nie net vir die super Christene, as daar ooit so iets is. Baie mense dink dat, as ek nou nog nie gedoop is met die Heilige Gees, is ek nog nie 'n goeie Christen nie, is ek nog nie goed genoeg nie, is ek al hieronder en die ander mense wat gedoop is daar. Asseblief, as dit jou prentjie is, sny dit uit jou gedagtes uit in die naam van Jesus, want dit is nie die waarheid. Dit is nie die waarheid. Die doping met die Heilige Gees is nie net vir sekere mense nie. Dis tot ons almal se beskikking. Maar wanneer kan ek en jy gedoop word met die Heilige Gees? Sodra ek en jy ons hart en lewens vir die Here gegee het. En die tweede belangrike ding is, as ek en jy dit soek. As jy dit nie soek nie, as jy nie dors is vir dit nie, gaan dit nie met jou gebeur nie. En dan ook, dis nie iets wat dadelik gebeur het. Ek het my hart en lewe vir die Here gegee, ek dink hierna, toe ek in die laerskool was. Wanneer was ek gedoop met die Heilige Gees? Ek dink, einde standaard 9 matriekse kant eers. Dis nie iets wat dadelik gebeur het. Ek het in die AGS groot geword, ek het saam met mense groot geword, wat al lank al gedoop is met die Heilige Gees, maar dit het my jare gevat om uit te kom. Moenie bang wees, omdat dit nog nie in jou lewe gebeur het, dat daar nou iets fout is met jou. Dit gebeur nie altyd dadelik nie. In party gevalle doen dit. Maar in ander gevalle, dit vat tyd. Hoekom vat dit tyd? Want God werk met jou hart. Hy werk met die intensie, hoekom jy dit soek. Want jy sien, baie mense wil net, gee hulle hart vir die Here, en dan is dit soos 'n afchecklist. Ok, ek het my hart vir die Here gegee, en die volgende ene, ek moet gedoop word. En een daarna is, ek moet my hart of ek moet gedoop word in die Heilige Gees, en nou is dit klaar. Nou is dit verby. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie 'n afchecklist nie. Dis iets wat ons werklik in ons harte moet begeer. Dis 'n intieme manier hoe die Heilige Gees deur jou met God praat. Ek het eendag toe, moes ek in Jan Kemp met die tieners gesels, en hulle vra my op toe aan die vraag, want as jy nou iemand wil hê wat nou baie vrae vra, gaan vra net 'n tiener. Gaan gesels net vir so 10 minute met 'n tiener, hy gaan vir jou so dom laat voel. Want daar is soveel kennis. Nee, maar in elk geval, ek praat met die tieners en hulle vra vir my, Frans, nou, wat is die doel van die Heilige Gees? Hoekom praat mense in tale? En ek moes toe nou kreatief dink, en ek vra vir die Here, Here, U moet my nou help, want die slim mense, ek moet hulle nou help deur hierdie proses. Kom ek verduidelik vir jou dit so, dit is eenvoudig. Nee, die woord sê, ons grootste stryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die onsienlike. Engele, demone, in die geestesraam is daar nou 'n oorlog aan die gang. Dis waar die grootste stryd is, dis waar die duiwel besig is om mense te beïnvloed, om jou hart te beïnvloed, om jou gedagtes te beïnvloed, om jou gees te beïnvloed. En hoe ek dit aan hulle verduidelik het, is hier is jy, hier is God. Tussenin is hier 'n oorlog. Tussenin beweeg die duiwel ook. En hy verstaan net so goed soos die Here Afrikaans, Engels en al Suid-Afrika se 11 amptelike tale. Ek weet nie hoekom daar so baie is nie, maar in elk geval, mense sukkel nou nog om met mekaar te praat, maar daar's 11 tale en die duiwel verstaan dit, want hy gebruik dit om mense te beïnvloed. Maar wanneer jy met daai goddelike taal praat, is wanneer hierdie kommunikasie dwars deur hierdie oorlog gaan, en jy praat direk met God, en die duiwel kan nie verstaan. Hy verstaan nie wat daar aangaan.
Hy kan dit nie beïnvloed nie. Hy kan nie sin maak daarvan nie. Hy kan nie jou woorde, jou gedagtes beïnvloed nie, want hoekom nie? Die Heilige Gees praat deur jou, direk met God. En hy deel jou hartsbegeerte. Hy deel dit wat in jou hart is met die Here. Dis al wat hy doen. Hy praat nie een of ander nonsens nie. Hy's nie besig om slegte goed oor jou of iemand te sê nie, glad nie. Hy praat jou hartsbegeerte met God. Dan die laaste vraag is, hoe ontvang ek die doping in die Heilige Gees? Wat moet ek doen? So het nou gepraat daaroor, daar's net 2 vereistes, net 2. Eerste een is, jy moet 'n wedergebore Christen wees. Jy moet iewers al die besluit gemaak het dat ek aanvaar Jesus as my verlosser en my saligmaker. Daarna, en hier is die belangrike deel, is dit iets wat ek en jy moet wil hê. Ek moet dit soek. Kan ek die woord gebruik, en dis wat ek gaan nou by die skrifgedeelte uitkom, dat jy moet dors daarna. Jy moet dors wees vir dit. En ek weet nie of julle al ooit hierdie posters gesien het en van die advertensies ook. Hulle sal vir jou die mooiste goed oor die radio sê van wat jy alles kan wen en kry en afslag en rente en goed wat jy kan kry totdat jy daar aankom, nê. Dan sal ons so klein lyntjie wat hulle mos so skryf dat geen mens wat van die Here afkom dit amper kan lees nie. Nee, daaronder. En in daai sinnetjie lê die kruks, nê, lê die slaggat. Die fynskrif rondom hierdie ook is wat is jou intensie? Soek jy die Heilige Gees net om te sê ek het dit en ek het dit gedoen en is klaar? Of soek jy dit dat dit werklik 'n ding is wat leef in jou hart? Dat dit werklik iets is wat ek dors na dit. Kom ek lees vir jou skrifvers, Johannes 7, vers 37 tot 39, hy's op die bord ook, jy kan saam met my lees. Die laaste dag van die fees was die hoogtepunt en almal was daar. Jesus het toe hard en duidelik gesê, en ek het hier op hierdie ding is dit geonderstreep en in bold. As jy geestelik dors is, kom na my toe. As jy geestelik dors is, kom na my toe. Ek sal jou dors lees. Glo in my en in wat ek sê, dan sal jy soos 'n fontein word, waaruit vars water borrel. Om 'n voorbeeld uit die skrif te gebruik, dit sal nie 'n gewone water wees nie, maar water wat 'n mens vir ewig laat leef. Kan jy dit net vir 'n oomblik in jou hart sien? Dat wanneer die Heilige Gees in jou hart wakker word, dit is nie soos 'n glas water wat ek en jy vandag drink en oor 'n uur is ons weer dors nie. Dis iets wat ons dors les vir ewig. Vir ewig. Dis die krag van die Heilige Gees. En hy sê in vers 39, met hierdie beeld het Jesus die koms van die Heilige Gees in gedagte gehad. Elke Christen sal die Gees ontvang en dan sal hierdie dinge van hom waar word, maar die Gees was toe nog nie aan die gelowiges gegee nie. Dit sou eers gebeur nadat Jesus teruggegaan het na die Vader in die hemel toe. Openbaring 22 vers 17 sê hierdie volgende: die Gees as ook die bruid sê kom. Kom. Wie hierdie woorde hoor, moet ook sê kom. Laat die een wat geestelik dors het kom. Enige een wat graag wil, en kyk mooi wat sê die woord, enige een, nie die superheiliges nie, nie die sekere Christene wat al vir ewig in die kerk is, en wat al amper lyk soos meubelmente nie, enige een, wat graag wil, kan die water, wat 'n mens vir ewig laat leef, verniet kom kry. Dis wat die Here vir ons sê. En ek kan nie vir jou sê nie, ek wil myself in die rede val, terwyl ons het Vrydag gebid. Toe bid ons as span en ons salf die banke en ons het regtig 'n amazing oomblik saam met die Here gehad. En die Here wys my 'n prentjie. Hoe mense in hierdie gemeente instap is, ek weet nie wie van julle was al by die see nie, maar sodra jy in die see instap en die water kom by jou knie, is daar iets wat in jou hart wakker raak, wat vir jou sê, nou moet ek verder ingaan. Daar's baie min mense wat hier stop. Maar daar's iets wat in jou hart wakker maak, jy raak so opgewonde.
En jy sê, okay, cool, nou wil ek dieper gaan en ek wil meer van hierdie. En die Here wys aan my prentjie, hy sê, dis my hartklop vir hierdie gemeente. Dat ek wil hê mense moet instap en in die water inkom. En ek wil die watervlak stelselmatig lig, sodat mense gemaklik sal wees. Want ek stuur nie my Heilige Gees om te krap nie. Ek stuur nie my Heilige Gees om verwarring te saai. Ek wil hê mense moet dit geniet. En dis hoekom daai woord, daai lied vir my so powerful is, wat Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Ons is 'n Pinkster gemeente. Hierdie wêreld kort die Heilige Gees. Hy kort 'n kerk wat opstaan en sê, Heilige Gees, U is welkom. U is welkom om hier deel van te wees en deur ons te bedien en deur ons worship te werk. Want dis wat Christendom lewe gee. Dis die Heilige Gees. Ek wil verder gaan om te sê dat om hierdie te doen is werklik 'n stap van geloof. En as ek vir jou dit makliker kan verduidelik, dink net aan Petrus. Petrus sit daar in 'n boot saam met van die ander manne en hier kom Jesus op die water gestap. Nou kan jy net vir 'n oomblik dink hoe uitgefriek was hulle toe hulle hierdie man sien op die water stap. En wat is Petrus se eerste ding? Hy sê, Here, ek wil ook op die water stap. Here, as dit moontlik is, ek wil ook op die water stap. En waar die wonderwerk gebeur, toe Jesus of toe Petrus oor die boot se rand trap op die water. Dis waar die wonderwerk gebeur. En jy kan dit sien as 'n loopwonder. Petrus het daai geloofstap gevat. Dieselfde is met die Heilige Gees. As jy werklik dit soek en jy bid daarvoor. En weet jy, dit is nie eers nodig dat ek dit vir jou bid nie. Ek was gedoop, nie deur 'n pastoor nie. Daar het niemand by my gekom nie. Ek was op 'n kamp en hulle het gepraat daaroor en hulle het vir mense begin bid en toe voordat hulle nog by my uitgekom het Jesus my gedoop met die Heilige Gees. Jy het nie 'n mens nodig nie. Maar wat ek vir jou wil sê is dat wanneer jy dit soek, wanneer jy bid daarvoor, dis 'n geloofstap wat jy moet vat. Petrus het 'n geloofstap gevat. Ander mense sou gesê dit is dom. Dis irrasioneel wat hy doen. Hy dink nie reg nie. Wat hy doen is dom, want wie gaan loop op water, julle? Wie doen dit? Maar Petrus het hierdie onwrikbare geloof gehad in hom. Dit sê, Here, ek gaan hierdie tree gee. Want as jy leef, sal hierdie 'n wonderwerk wees. En as jy my roep, as jy dit vir my vra, sal ek dit gee. Presies dieselfde wanneer ek en jy met die Heilige Gees gedoop word. Daai eerste woord gaan vir jou laat voel, jy's dom. Dis irrasioneel, dit is nie reg nie. Maar sodra jy daai eerste tree gee, sodra jy daai eerste woord spreek, is daar iets in jou hart wat gebeur. Raak dit vir jou moontlik om op water te loop soos Petrus. Hy eerste tree. Lukas 11 vers 9 tot 10 en 13 is daar 3 goed wat in hierdie skrifgedeelte sê. Die woord sê, hou aan vra, hou aan soek, die Heilige Gees gee vir hulle wat hom vra. Hou aan soek. Jy wat kind is van die Here, wat dalk nog nie gedoop is met die Heilige Gees, soek hom. Ek vra jou, soek hom. Want as jy hom nie gaan soek nie, gaan jy hom nie kry nie. As jy nie daarvoor vra nie, gaan jy dit nie kry nie. Want die woord sê duidelik, julle het nie, want julle vra nie. Ons het nie, wat ons vra nie. Ons wonder partykeer, hoekom gaan dit nie goed finansiëel nie, want vra jy daarvoor. Ons wonder, hoekom is daar nie werksgeleenthede nie, vra jy daarvoor. Ons wonder, hoekom ons huwelike partykeer op die rotse is, maar vra jy daarvoor. Wat vra jy? Ek wil vir jou sê, as dit kom by die Heilige Gees, soek hom, vra hom, en die woord sê, die Heilige Gees sal vir jou gee, waarvoor jy vra. Ons gaan vanaand praat oor die verskillende gawes van die Heilige Gees en die verskillende maniere hoe die Heilige Gees kan werk. En ek wil jou tog vra, kom woon dit by. Ek weet, ek gee baie inligting en daar's baie goed wat in jou hart nou aan die gang is.
Ek wil jou vra, kom woon dit by, kom hoor. Want ons het 'n rukkie terug gesê, en julle mag maar hierdie sê ding van my verkoop eendag vir miljoene rande. Ek gee jou die permissie. Maar kennis is net mag as jy dit kan gebruik. Kennis is net mag. En ons hele idee rondom Pinkster hierdie jaar is, ons wil vir jou kennis gee. Want sodra jy kennis het, het jy mag as jy dit gebruik. En ek wil jou uitnooi, kom woon dit by. Kom woon dit by. En ek is ook 'n voorstander daarvan, ek gaan nie vir jou vra om hier voor te kom staan en ek gaan vir jou hier bid. Nee. Ons gaan daar agterin gaan en ons gaan daar agter vir jou bid. Want ek voel baie keer vra pastore vir mense om hier voor te staan en ons bid vir hulle hier voor die Heilige Gees, en as ek daar nie gedoop word nie, dan is ek nie goed genoeg nie. En nou sien almal dit. So ek hou nie van dit nie. Dit is nie vir my, dit is nie hoe my kop werk nie. Ons gaan daar agter vir jou bid en ons gaan 'n amazing tyd hê en ek gaan my leiers vra om saam met my daar te bid. Ek wil jou vra. Hierdie kan nooit met jou gebeur as jy nie dors het daarna. As jy dit nie soek nie. Die Heilige Gees. Jesus sê net voordat hy gaan, ek stuur vir julle 'n helper. Ek stuur vir julle iemand wat julle kan help om hierdie moeilike, tawwe lewe van julle makliker te maak. Maar daar's iets wat ek en jy moet doen voordat hy deel van ons lewens kan raak. Ons moet hom soek. Ons moet vir hom vra. En dan eers sal hy dit vir ons gee. Kom ons bid saam. Papa Vader, Here, dankie dat ons vanmôre tyd om u woord kon spandeer. Here, waar ons gesels in hierdie tyd rondom u Heilige Gees. Here, wat so 'n belangrike deel van u is. Here, want u is Vader, Seun en Heilige Gees. U is nie net Vader en Seun. U is Heilige Gees. En u het u eie persoonlike Heilige Gees gestuur om hier saam met ons te wees op hierdie gebroke wêreld. Om ons te help om effektiewe Christene te wees. Om ons te help om wonderwerke te verrig, soos om vir iemand te bid en hulle word genees. Here, om ons te help met ons intimiteit met u, Here. En ek bid, Here, mag u hierdie woord, hierdie kennis gebruik, wat ons vanmôre in hierdie tyd opgedoen het. Here, om in ons harte te leef, dat ons dit werklik sal gebruik. Here, mag hierdie Pinkstertyd nie vanaand stop nie. Here, mag dit deur ons lewens weergalm, dat ons is mense wat die Heilige Gees deel maak van ons lewens. En Here, ek bid, mag u saam met elkeen gaan wat vandag hier is, waar ons nou uit mekaar uit gaan, mag u hand van bewaring oor elke motor, gesin en mens wees. Here, dankie dat ons vanmôre 'n spesiale tyd saam met u kon gehad het. Here, ek vertrou u vir groot wonderwerke in ons gemeente, in ons harte, in ons lewens, in ons leierskap, in ons omgewing, in ons stad, in ons land, Here. Want u is die God van wonderwerke. En ons loof u en ons aanbid u. En Here, dankie vir dit wat u besig is om in ons harte wakker te maak. In Jesus se wonderlike naam. Amen.